Voorheen in Grensoorlog. Ons sal in Suid-Afrika en in Suid-Afrika, ons moet staan en sterk maak om teen hierdie gedigte vyand van ons, namelijk die communisten van al die Russische expansionisme te veg. Most of the former socialist and the communist countries supported our cause. Die Ruacana waterskema, waar die Kaluek dam ingesluit het, was 'n omvangryke projek wat biljoene Suid-Afrikaanse rand opgeslurp het. Met die val van die Portugese koloniale bestel in Angola, was Suid-Afrika bekommerd oor sy belegging net noord van die grens. Suid-Afrikaanse kapitaal is by Ruacana se hidro-elektriese skema betrokke. Die beskerming van hierdie skema is aan Suid-Afrikaners voorgehou as die rede vir militêre ingryping in Angola. Maar agter die skerms was 'n groter magspel aan die ontwikkel. November 1975. Die onafhanklikheidsstryd in Angola bereik kookpunt. Volgens 'n ooreenkoms in die Portugese dorpie Alvar moes 3 bevrydingsorganisasies in die land 'n regering van nasionale eenheid vorm totdat 'n verkiesing gehou kon word. Maar dit was wensdenkery. Teen die einde van die jaar is hulle in 'n titaniese stryd gewikkel. Die FNLA is in die noorde gesetel, UNITA in die suide en ooste en die MPLA in die sentrale strook. Die hoofstad is baie belangrik. Die MPLA het steun gehad in Rwanda. En eintlik het FNLA die wijk geneem, die bos in, naar die noorde toe. En UNITA die wijk geneem, moeste in suide toe. En, maar op daai stadium was daar alreeds Sowjet kontak met die MPLA. Alle lande moest eintlik nou kies. Wat 'n perd gaan wie nou kies? И всегда в этих столкновениях по одну сторону оказывались Соединенные Штаты, по другую Советский Союз. Вот это и есть холодная война. На всех параллелях и меридианах шел конфликт. Die Sowjetunie het met Cuba saamgewerk. Die VSA het met Suid-Afrika kontak gemaak. In September, the Cubans brought in 700 regular army troops, not advisors, but regular army soldiers. In late September, and then in October, we brought in the South African Armored Column. And then the Cubans responded by establishing a bridge and bringing in what eventually totaled 40,000 troops with tanks and jets and everything. I think that Fidel Castro was one of the great Robin Hoods of the 20th century who would much rather play on a bigger stage than the island of Cuba. But his African calling was based in part on experiences earlier in the Congo, now DRC, in the early to mid-60s, and then later in Brazzaville, Congo, which of course is where the MPLA hung out when they were not yet in office. Ronald Herbold was 'n Kaapenaar van geboorte. Hy het op Safmarine se skepe gewerk en so in Cuba beland. Daar het hy met 'n plaaslike meisie getrou en deel geword van Fidel Castro se rebelle wat die Batista diktatorskap omvergewerp het. Hy het die gees van die tyd intens ervaar. You heard about Che Guevara. He was one of the first to inspire the international sympathy towards other countries to fight for their struggles. And there were a lot of people that wanted to be like him. It's like a drug, it becomes a drug. Hy sou uiteindelik as Kubaanse burger saam met die MPLA in Angola veg. I had a brother in the South African Defence Force, and I love him. I didn't go to fight against him. I fought against an invading force in a foreign country that was not theirs. Almal het kant gekies. Cuba, China, die Sowjetunie, Suid-Afrika en Amerika. The motivation from the American standpoint was that this was a competitive world and we were not going to allow Soviet proxies a free ride if we could help it. And therefore we have to raise the ante, we have to raise the price for the other side and indicate that we would like to see a negotiated outcome, power sharing of some form between the different Angolan rebel movements. That was the policy. It didn't work, but that was the policy in 75, 76.
Die FSA, hulle keuse van die 3 was eintlik die FNLA geweest. Dit was hulle babatjie geweest en ek weet hulle het deur die CIA kontak gehad vanaf Angola met die FSA. Nou dit is baie moeilik om te sê of dit nou die Amerikaanse regering was, want die CIA is nie die Amerikaanse regering nie. Dit was die CIA wat betrokke was. John Stockwell was die hoof van hulle taakspan in Angola. We were lying to the world and also lying to the US Congress about what we were doing in Angola. Hoewel die president en veral die minister van buitelandse sake, Henry Kissinger, die CIA se betrokkenheid gesteun het, sou die Kongres dit binne enkele maande kelder. Suid-Afrika wou die suide van Angola in die hande van 'n bondgenoot hou en dit moeilik maak vir SWAPO om Namibië daarvandaan binne te kom. Hulle was reg, daar was 'n gevaar. Charles Namolo, nou Namibië se minister van verdediging, was een van die eerste SWAPO-vegters. So Angola now, it was an open terrain for all of us. So on the 10th of June 1974, I left Namibia in a company of my colleagues, and we went into Angola and joined SWAPO there so that we were going to be trained. Die Suid-Afrikaanse regering was oortuig dat hulle Amerikaanse steun sou kry. Pik Botha, toe ambassadeur in die FSA, het vir die eerste minister, John Foster, gesê hy dink nie dit gaan gebeur nie. Toe was sy reaksie maar Pik, ek het dit van die hoogste vlak af. Wat beteken die president van Amerika? Dit is die hoogste vlak. Ek kon dit nie glo nie en ek sê dit vir meneer, ek weet wat hier aangaan in Washington. Hier is geweldig teenstand teen wat ons doen. Toe sê woorde, Pik, ek dink jy moet 'n bietjie na die Amerikaanse Senaat en Kongres toe gaan en gaan uitvind dat jou huiswerk beter doen. John Foster het nie sy oortuiging uit die lug gegryp nie. En ek het een aand het ek gevlieg na Ambrice toe om met meneer Holden Roberto te gesels. Onder andere ook oor hierdie aanval wat we gedoen het in Luanda. En die aand het ek in Ambrice Amerikaanse mense van die CIA ontmoet. En toe het hy vir my gesê, ek moet asseblief vir hulle baie dringend sê, wat is nodig uitrustingsgewyse? Wat is die standaarde van die opleiding wat bereik is met UNITA, met FNA ensovoorts? En watter hulp is verder nodig om die idee wat ons so ver gevorder het, suksesvol deur te voer? The South Africans were ready and willing, and we did everything we could to encourage that frame of mind. Savimbi het vir ons gevra, help my om myself in die suide te kan handhaaf, sodat as ons kom by die oplossing van 'n nasionale regering van nasionale eenheid, ons in staat sal wees om deel te neem aan daardie. Holden Roberto het ons gevra, help ons asseblief in die noorde. En dit is op grond daarvan dat ons 'n plan saamgestel het en aan die regering voorgelê het en die regering dit goedgekeur het. Daardie plan vir die ondersteuning van die FNLA en UNITA sou lei tot operasies in die noorde en suide van Angola. Dit kry 'n kodenaam, Operasie Savannah. Die samewerking met Holden Roberto se FNLA teen die noordelike kus is 'n verhaal op sy eie. In die suide, waar die eerste Suid-Afrikaanse wapens, ammunisie en ander voorrade reeds in September van Rundu af na Silvasport toe gevlieg. Meer as 600 km noord van die grens. Dit is die begin. In Oktober steek Taakmag Zulu die grens by Kwangar oor. Dit bestaan uit 2 veggroepe van onderskeidelik FNLA en Boesman-soldate onder Suid-Afrikaanse bevel. Hulle sou later onderskeidelik 3-2 en 3-1 bataljon word. Nou dra almal FNLA uniforms. Almal praat Engels en hulle beweeg in 'n versameling voertuie waaronder groentelorries. Dit is die vreemdste groepering in die geskiedenis van die SAW. Ons het te maak met vreemdelinge wat niks te maak het met Suid-Afrika. En ons met daai tipe situasie doen gaan eintlik meer so 'n vreemde region situasie. Hulle het geen heenkomer gehad nie, né? Die eerste heenkomer was by my. Maar wanneer hy heenkom, kry met deze kant bring. Ek het ook so vir hulle gesê toe hulle uitkom met Angola. Ek sê, weet jy, kom verskillende stamme af. Ek sê, maar hier vir ons net een stam, dus 2 bataljon. En ek is die chief van die stam. Nou, die Flechas, hulle was aanvanklik het hulle by die Portugese
inligtingsdiens aangesluit as spoorsnyers. Die flesjes moet ou nou mooi verstaan, dit is die Kung Boesmans uit Angola uit, maar hulle het 'n tweede groep gehad en dit was die Baragwenas wat nou die Kwe genoem word, wat uit die Caprivi uitkom. En hulle daai twee groepe het saam veggroep Alpha uitgemaak wat later van tyd, maar baie later van tyd 3-1 bataljon geword het. Die Suid-Afrikaanse publiek weet van niks, maar militêre geskiedenis word gemaak. Taakmag Zulu onder kolonel Koos van Heerden neem meer as 3000 kilometer grondgebied in besit in net 33 dae. Hulle is betrokke in 14 volskaalse gevegte en 21 skermutselings. Intussen verdedig kommandant Eddie Webb en veggroep Foxbat, bestaande uit UNITA-soldate, die gebied rondom Nova Lisboa. Suid-Afrikaanse staande maglede lei die troepe op, maar in die grootste geheimhouding. Herman van Niekerk se tuisbasis was 14 veldregiment in Potchefstroom. Ons moes onsself dan voorhou as Amerikaanse huursoldate. Ons moes na ons reis verwys het as die States, zijn in die United States, omdat ons dit pas Suid-Amerikaners sou wees. Ek dink nie enigiemand het dit geglo nie. Ook hulle is in byna daaglikse gevegte betrokke om die MPLA-magte terug te dryf. Vroeg November ontmoet die twee groepe mekaar in Lobito teen die kus. Oral langs die pad het hulle Kibane teëgekom wat saam met die MPLA veg. Die sigbaarste was seker die Kubaanse kruisgevangenes wat ons gekry het. Ons het 'n klomp van hulle gevang. Die ander ding was die Russiese wapentyd. Die taal, ons het baie van hulle radio gesprekke onderskep. Ons kon hoor dat dit is Kubaans gepraat is, Russies selfs. Daar was van die offisiere gewees wat daar die taal magtig was. Tussen die Kibane het Ronald Herbold se Kaapse agtergrond goed te pas gekom. I could intercept messages, I would translate messages, I could do anything. I was one of the most important persons in that area because of the Afrikaans ability. The Cubans had been ferrying themselves and bringing support to bear on behalf of their MPLA allies from early in 1975, from the fall of 74, early 75. In Havana het jongmans tou gestaan om by die weermag aan te sluit. I went there to the recruiting office at 2 o'clock in the morning. The street, the whole block, was full of kids, ranging from 15, 16 and 17 years old to be recruited. They wanted to go. In sy verwoede dryf na die noorde, het die Suid-Afrikaanse taakmag tot op 'n dorpie met die naam Sela gevorder. Vandaar was daar 2 roetes verder noord, oor wat hulle genoem het Brug 14 of meer na die weste. Brug 14 was deur die vyand vernietig. 'n Alternatiewe roete het deur die dorpie Ebo gelei. 'n Eerste verkenningstog het op 'n verwoede geveg uitgeloop, waarvandaan hulle beswaarlik almal teruggekom het tot op Sela. Net 'n paar dae later het die groepsbevelvoerder kaptein Johan Holm kom sê, hulle gaan die roete nog 'n keer probeer. Johan het op daai stadium met 'n Honda karretjie gery. So 'n voorwiel aangedrewe 1200 Hondaatjie. So oranje karretjie wat hulle groen kolle opgeverf het. Maar dit reën en dit is belangrik om te sê dat dit gereën het op daai stadium. En ons ry tronkop in hierdie konvooi vas. Ek is nie seker wie was die meeste verbaas, hulle of ons nie. Maar in hierdie reën en al hierdie goeders van daartoe 'n redelike vuurgeveg plaas en ons byt die voertuie en ons skiet 2 Kibane dood, jong oukies, soos ek. En dit is toe die eerste Kibane wat doodgeskiet is, waarvan ons liggame het en paspoorte het. Middel November 1975 neem George Kruis bevel van Foxbat oor. 'n Paar dae na Holm se verkenningspoging probeer hy met 'n veggroep deur Ebo noord beweeg. En al wat ons ingehardloop het was modder, modder en nog modder. So die hele dag het ons in hierdie modder rondgeploeg. En dit was so erg dat toe ek sê, okay, dit kan nie werk nie, ons moet maar draai. Kom ons gaan huis toe en kry 'n beter roete as dit.
dat ons trokke van die pad af moes stoot. Jy weet, groentetrokke waar in die infantrie gery het. So met ander woorde, die einde van daai dag, daar kom ek en ek is terug in Sella en nog eintlik niks gevorder nie. Die volgende dag, 18 November, probeer hulle weer. Nou staan ek op die panserkar en ek kyk na hierdie mooi terrein en ek kyk so deur my verkyker en ek sê toe vir myself, today is the day. Ons gaan hierdie vyand opvrommel. Ek kan nog onthou dat ek in my gedagtes gedink het, ek verwys na General George Patton, Rommel, I've read your book. En op daai stadium, toe kom daar wolke oor. Dis 'n groot wolk, kom bo ons, en hy gooi toe emmers water op ons uit. Soveel so dat ek nie op my panserkar kon bly staan nie, ek het my uitgeklim, my radiostel gevat, hatch toegemaak. Tot jeeps, ligte voertuie is, wat in die middel van hierdie grondpad gestaan het opgelei sonder om te ry, soms so gegly in die dongas in. So, dit was ongelooflik, nog nooit in my lewe so reën gesien nie. Eers teen 2 uur die volgende oggend is almal by die nuwe kamp en redelik beskud. Die volgende dag is hulle besig om 'n brug oor 'n kleiner rivier te bou toe 'n vyandelike vliegtuig oor hulle vlieg. Toe rapporteer ek aan twee militêre gebied dat hierdie vyand het nou gesien presies waar ons is op hierdie pad. Hy weet waar ons voertuie is en hy weet op watter rigting gaan ons beweeg. So as hy nie vir ons wag nie, dan is hy weet hy ken nie oorlogvoering nie. Ten spyte van die gevaar, besluit die bevelvoerende offisier hulle moet voortgaan. Maar wat ons op hierdie stadium nie geweet het nie, dis nou die Kubane. Hulle het 'n waardering gedoen na aanleiding van daai vliegtuig wat oorgekom het, van waar ons gaan ry. Hulle het elke posisie bepaal. Ek meen, as jy na so iets kyk, weet jy mos nou, waar gaan jy moontlik jou stellings inneem, waar gaan jy ondersteuningswapens sit, en daai blyke het hulle geregistreer as teikens. Vroeg die volgende oggend beweeg hulle deur Ebo sonder enige teenstand. Die euforie van hierdie maklike oorwinning was te groot gewees vir die mense wat die besluite geneem het daar. En hulle besluit toe, ons moet verder gaan. En ek sê nee, ons kan nie verder gaan nie. Want ek het gesien hoe lyk haar pad. En ek weet hoe dit daar lyk. Maar op daai stadium is die panserkarre reeds af van die pad. 'n Verkenningsvliegtuig laat hulle weet dat die vyand net ander kan die dorpie vir hulle wag. Holm en Kruis beraadslaag. Die ding wat ek myself nog altyd skop is, miskien moes jy vir hom gesê het, man, stop. Maar wat herwaardeer jy? Ek meen, tot nou toe het dit altyd gewerk, vir 2000 of vir 1000 kilometer in amper 3 maande. So ek sê te van ja, wel ons moet seker maar voortgaan. Kort daarna breek chaos uit. En luitenant de Tooy het deur luitenant Skuman se troep beweeg. Hulle skiet toe sy panserkar raak by die brug en die ding gly toe so in die donga in. Sover ek kan onthou, 2 panserkarre uitgeskiet. Volgende panserkar, die korporaal wat hom probeer uithaal, is ook uitgeskiet. En toe, daarna sit almal in die modder vas. Ek het toe vorentoe beweeg om met kaptein Holm te praat. Nou vir die eerste keer het ons BM21's op hierdie front gesien. Dis nou die Rooiweg. Toe het hulle begin om ons met BM21's te skiet en hulle 2 banke, 'n bank is met 40 vuurpyle. Het hulle op ons stellings afgeskiet. En in daai presies, toe skiet hulle omtrent my hele mortierpeloton dood en hulle wis omtrent stasie se mortierpeloton uit en daar's nog panserouens wat terugkom van die panserkar wat vorentoe in die pad seer gekry het wat raak geskiet is wat ons moet terugneem, maar ek het niks oorgekom nie en 3 van my mortierpeloton se troepe het niks oorgekom nie, so ons gaan aan. So hier het 'n klomp wapens bygekom wat ook my ondergeskiktes nie voorheen vir my kon van vertel nie. En toe ek met hom praat, nou staan ons langs mekaar 2 panserkarre.
En die shrapnel gaan so vroer voorbij ons koppe. En toe sê hy vir my, okay, hy gaan nou probeer om verder hierdie, jy weet, mense uit te kry. Toe stop Johan Holm met sy panse kar agter my. Agter die Honda. En hy roep my en ek draai om en ek stap na hom toe. En toe ek so gelyk na die agterwiel van die Honda kom, toe skiet hulle weer met die BMW en toe is in een van die vuurpyle val so net voor die Honda. En die vuurpyl se verskerming het toegemaak dat ek raak geskiet is, dat Johan Holm gedood is en dat Talja op daai stadium gewond maar noodlottig gewond is. Herman het teruggery in die geveg in om Talja te gaan haal. 'n Aksie waarvoor hy Honoris Crux gekry het, maar dit was te laat. Uiteindelik terug op Sela doen George Kruis verslag oor alles wat gebeur het. Nuwe wapens in die veld en ander taktiek van 'n baie meer georganiseerde vyand. Maar hy en sy manne kry skaars kans om asem te skep. Die 24ste tot die 25ste. Toe sê hulle vir my vandag 1300 uur dan trek jy uit hierdie stelling uit en jy gaan weer Ebou toe. Nou, dit mag wees dat dit was gegaan oor beweeglikheid. Dit mag wees dat hulle gedink het wel hierdie veggroep is soos 'n ou wat 'n perd afgeval het, nou moet jy hom so gou moontlik weer ingooi. Ek sê toe maar jy weet my panserkarre is nie opgebom nie. Die administrasie, logistiek is nie gedoen nie. Is julle ernstig? Nee, jy moet ry 1300 toe ry ons. Hulle vind 'n ander, kleiner pad en 'n brug wat heel is, maar nie sterk genoeg om swaar voertuie te dra nie. Die gebied is vol landmyne. Na nog 'n nag in die reën en nog 'n paar opdragte en teenopdragte, is die roete oor Ebou eindelik laat vaar. En almal het teruggetrek in die rigting van Sela. In totaal het omtrent 80 Suid-Afrikaanse soldate gesneuwel en 7 pantserkarre is uitgeskiet. 30 jaar later lyk die onttrekking by Ebou vir Herman van Niekerk na 'n deurslaggewende oomblik. As ons nie by Ebou onttrek het nie, as ons Ebou gehou het, so het nie onttrek nie, so dinge baie anders verloop het. Heeltemal. Die feit dat ons uit Ebou uit onttrek het, ons kon nooit weer teruggaan nie. Ons kon nooit weer daai lyn bereik nie. Nooit ooit weer nie. Dit het die vyand kans gegee om te konsolideer, dit is sy moraal baie groot boost gegee. In die hitte van die oomblik was Ebou net nog 'n struikelblok op die lang pad na die noorde. Toe hulle nie daar kon deur nie, het almal teruggetrek tot by die vernietigde brug 14 in die bek van 'n goed ingegrawe vyand. Op een of ander manier sou hulle die rivier moes oor. Volgende week in Grensoorlog. Ingenieurs bou 'n brug onder verwoede vuur en honderde soldate sneuwel in die Afrika bos.